Goeiemôre vriende en baie welkom vanoggend by Lewende Beloftes. Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en my naam is Chanel. Vriende, het jy al agtergekom dat die Bybel nêrens praat van kerke van God nie, maar die kerk van God. Of meer teologies, profeties gestel, die Bybel praat nie van vroue van God nie, of bruide van God nie. Dis nogals interessant, né? En tog, wanneer mens Openbaring studeer, dan lees jy van twee vrouens. Openbaring 12, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En in Openbaring 17, 'n vrou wat op 'n skaarlakenrooi dier sit, vol godslasterlike name met 7 koppe en 10 horings. Nou selfs voor mense hierdie in diepte studeer, kan ek dadelik agterkom. Daar's 'n huge verskil tussen hierdie twee vrouens. En as 'n voetnota, Efesiërs 5 vers 25 tot 27 en Hosea 3 maak dit vir ons baie duidelik dat die woord vrou 'n kerk voorstel in die Bybel. Maar hier is die sad ding, vriende. Wie sou ooit kon dink die een vrou, die een kerk, vervolg die ander een? Sonder eers om in profesie in te gaan, geskiedenis vertel ons dit ook. Die Christelike wêreld het 'n slagveld geword. Jy het sekerlik al gehoor van die donker eeue, die reformasietyd, die begin van protestantisme. Sien, in die vroeë 500s na Christus het die Romeinse kerk hulle leerstellings op alle Christene afgedwing. En ongelukkig het baie mense hulle geloof prysgegee uit vrees vir vervolging, terwyl baie ander aan die woord van God getrou gebly het. Maar daar was 'n koste, erge vervolging. En dit bring my by ons Bybelbelofte vanoggend. 'n belofte van waarskuwing, maar 'n belofte van hoop. Openbaring 12 vers 12. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na hulle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Vriende, op die oppervlak klink hierdie baie ernstig en ietwat scary. Dit waarsku oor Satan se woede, maar die hoop lê in die woorde voor die van Satan se woorde en na dit. Maar kom ons luister eers na hierdie beautiful lied. Excelsior, 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 my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like the wanderers, the sun gone down, dark
Excelsior, Excelsior, Excelsior. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee. Excelsior, 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 Jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans, lewende beloftes. Ek dink nommer 1, Satan is uit die hemel gewerp en die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis beteken dat die finale uitkoms vas staan. Vriende, nommer 1, God wen. Verhale in die geskiedenis vertel, elke druppel bloed, elke kind van God, wat sy of haar lewe verloor het, vervolg was, doodgemaak was, het net nog meer getuig en meer mense het hulle harte vir God oopgemaak. Sien vriende, die duiwel kan al sy woede bring en hulle sê die verhaalde van die woede in die donker eeue is nie slaaptydstories nie. Maar dit is onmoontlik dat Satan 'n stop kan sit, 'n einde kan bring aan die liefde van God. En daardie liefde skyn deur elke kind van God, van die begin af, tot in die einde. Want hy weet dat hy min tyd het. Vriende, Satan se invloed is tydelik en dis beperk. Sy bose dade sal nie vir altyd aanhou nie. En alhoewel God se kerk vervolg was deur die eeue, was daar nog altyd 'n groep mense wat getrou gebly het aan God, vasgestaan het. Die draak, die slang, Satan, sal nooit daarin slaag om die getroue volgelinge van God heeltemal uit te wis nie. Johannes skryf selfs verder in Openbaring 12 vers 17 hieroor. En die draak was vertorend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus het. Die uitdrukking haar ander nakomelinge beteken die oorblywendes, die oorblyfsel. En die Bybel beeld die oorblyfsel uit as die kinders van God wat deur rampe, oorloë en afvalligheid getrou aan God bly. Juig, o hemele, want daar is mense wat getrou bly aan God, maak nie saak wat nie. En vriende, ek bedoel dit, letterlik, maak nie saak wat nie. En ek is oortuig daarvan, daardie manne en vroue het geweet wat Jesus bedoel het, toe hy in Lukas 9 vers 24 sê, dat elkeen wat sy lewe verloor, ter wille van my, sal gered wees. En Johannes beaam dit in hierdie hoofstuk van Openbaring hoofstuk 12. In vers 11, hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Met ander woorde, hulle het God lief gehad, meer as enige iets om en in hulle self. Wow. So terug na die twee vroue, die twee kerke. Hoe weet ek en jy of ons in God se kerk of die kerk wat die valse leerstellings afdwing op ander mense? En eintlik vriende, is die antwoord so eenvoudig. Soos ons nou gelees het in Openbaring 12 vers 17, die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus het. Dit is die groep teen wie Satan oorlog maak. En vriende, wat beteken dit om iets te bewaar? Nie net te ken nie, nee, nie net te van weet nie, nee, nie net te kan opsê nie, nee, maar wanneer ek en jy iets bewaar, is dit om soos 'n kind vas te hou, vas te klou en nie wil laat gaan nie. Is dit hoe jy voel oor die wet van God?
En dan vriende, niemand kan 'n getuienis vir iemand anders wees as jy nie daardie persoon ken nie, goed ken, persoonlik ken. Bottom line, die belofte staan steeds vas. Die Satan is kwaad en hy haal dit uit op die kinders van God. Hy het al. O ja, hy het al. En hy gaan aanhou. Maar sy tyd is besig om baie vinnig uit te hardloop, vriende. Want Jesus Christus gaan binnekort al sy kinders kom haal. Verheug, o hemele, want sy tyd raak min. Ons Christus is op pad. Ek wil u graag uitnooi. As jy 'n Bybelvraag het of dieper studies verlang, asseblief kontak ons. awrafrikaans.org of stuur vir ons 'n WhatsApp 060 248 1172. 060 248 1172. Maar vriende, daar waar jy nou is, kan ek asseblief vir jou bid? Ons hemelse Vader, dankie Here, baie dankie vir die herinnering en die versekering dat die tyd van hierdie wêreld minder en minder word. Dankie Here vir die hoop op daardie dag wanneer Jesus Christus gaan terugkom en al sy kinders kom haal en saam met hom neem. Here, u het gesê dat as ons lewe vir u gee, ons ware lewe sal vind. En Vader, dis my gebed vanoggend. Help ons om nie vas te klou aan ons eie planne en begeertes nie, maar om ons hart en lewe vir u oor te gee, elke liewe dag. Vader, daar is 'n luisteraar vanoggend. Leer hom of haar om u wil bo hulle eie te kies en om u te vertrou, maak nie saak wat nie. Vader, u het ons lief, u noem ons kinders van God. Mag ons leer en leef in gehoorsaamheid, liefde en vertroue. En mag u lig deur ons skyn, duidelik, om vir almal om ons 'n seën te wees, tot verheerliking van u naam. Dit is my gebed vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Amen.